Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, lekker koel by ons hier so in Wenen. En ek hoop dit gaan vir jou 'n mooi dag wees. As jy enigstens vandag naby Howick is, onthou dat ons 'n mark het daar by Maryvale en ons gaan ook vleis daar verkoop. Jy moet onthou ons dis in elk geval 'n gereelde projek. So enige iemand kan ook by ons vleis bestel. As jy enigstens 'n pryslys wil hê, kry dit by ons. Dis in elk geval die beste kwaliteit vleis wat jy kan kry, na my mening. So jy is baie welkom om ons te ondersteun asseblief. Maar ons gaan voort met Jesaja 65. So ons het hierdie hele ding gehad van God wat 'n nuwe hemel, nuwe aarde skep, nuwe Jerusalem skep. Die vreugde het ons klem gelê, God wat al die trane kom afdroog. En luister nou vanaf vers 20 vanoggend. Daar sal nie meer 'n suigeling wees van net enkele dae, of 'n bejaarde wat nie sy lewensdae voltooi nie. Want die jongste sal op 100 jaar sterf, en wie nie 100 jaar bereik nie, sal as 'n vervloekte beskou word. Hulle sal huise bou en bewoon. Hulle sal wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Hulle sal nie bou sodat 'n ander dit bewoon nie, of plant sodat 'n ander dit eet nie. Want soos die lewensdae van 'n boom, so sal die lewensdae van my volk wees. Die arbeid van hulle hande sal my uitverkorenes self geniet. Hulle sal nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders verwek vir 'n verskriklike lot nie, want hulle sal 'n geslag geseëndes van die Here wees, en hulle nakomelinge saam met hulle. Jo, vriende, weer hierdie ongelooflike mooi profetiese belofte. Nee, eers het te doen met gesondheid. Die Here gaan siekte verwyder, daarom gaan daar nie meer kindertjies sterf nie. Mense gaan nie vroegtydig doodgaan nie. Mense gaan gesond wees en daarom dan hierdie baie hoë ouderdom bereik. Die tweede ding gaan oor die arbeid. Mense gaan nie verniet werk nie. Mense gaan werk en die vrug van hulle arbeid geniet. Dit wat hulle plant, gaan hulle oes, hulle gaan dit geniet. Daar gaan nie skelms dit kom steel, of in hierdie geval waar hulle vir 'n ander land moes werk en die ouens het dit kom vat nie. Nee, hulle gaan werk en hulle gaan rarig hulle arbeid en die vrug op hulle arbeid kan geniet. En dan die mooiste woorde hier. Want hulle sal 'n geslag geseëndes van die Here wees, en hulle nakomelinge saam met hulle. Jo, 'n geslag geseëndes van die Here. 'n Groot gedeelte van dit het natuurlik klaar waar geword. Ek weet, ons wag nog vir die seën wat ons gaan beleef wanneer die Here Jesus weer kom en wanneer God alles nuut maak. Maar vriende, ek en jy leef eintlik as geseëndes van die Here. Dalk moet ek en jy vandag bietjie moeite doen om ons seëninge te tel. Ons is 'n groepie van Wenen gemeente wat nou gaan ry, dat die Here ons geseën het met hierdie projek, om al die vleis te kan bewerk. Dit is ongelooflik, dat die Here ons seën met 'n mark waar ons dit alles kan verkoop. Onthou, ons is 'n klein groepie in Wenen, en nou bewerk ons al hierdie baie vleis, en die Here gee vir ons ander markte en mense wat ons ondersteun. Dis 'n seën uit sy hand uit. Daar gaan vanmiddag vriende by ons kom kuier, dat ons saam met vriende mag kuier en die rugby mag geniet. Dis absoluut 'n seën van die Here. Nee, ons beplanning is om 'n vuurtjie aan te steek natuurlik, en 'n vleisie te braai.
dat ons dit kan doen, is 'n ongelooflike seën van die Here. Nee. Dis nodig dat ons baie keer stop en dink, so, ons het eintlik verskriklik baie om voor dankbaar te wees. Geweldige seëninge uit die hand van die Here. So, geseënde van die Here, mag jy 'n mooi dag hê. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Ja, Here, help ons, maak ons oë oop, dat ons tog kan sien en beleef, maar ons is geseëndes van die Here. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.